Goeiedag geliefdes, dis vir my goed om weer saam met julle te wees en ek groet julle in die naam van ons Here Jesus Christus. Ons is tans nog steeds besig met Psalm 119. Ons staan vandag stil daar by die 18de en die 19de vers. Maar ek wil tog 'n oomblik net weer gebruik om terug te gryp na die 17de vers toe en net weer met u daardie geweldige uitspraak van die psalmis net 'n oomblik weer aandag aan te gee. Dit klink so: doen goed aan u knegt, sodat ek kan lewe. Dan wil ek u woord bewaar. Wanneer die psalmis dit sê, dan sê hy: ag Here, betoon aan my u goedertierenheid. Doen goed aan u knegt, sodat ek kan lewe. Dan wil ek u gebooie bewaar. Nou geliefdes, kom ek en u kyk net weer vir 'n oomblik na wat is die standaarde van God vir 'n kindjie van die Here en waartoe is dit dat ons moet ywer en onsself moet beywer om dit in ons lewens 'n realiteit te maak. Ek gaan vir u net so 3 of 4 skrifgedeeltes quoteer en dan gaan ons aan met die 18de vers. Dink net aan die uitspraak van die apostel Paulus in Romeine 12 vers 1 en 2. Ek vermaan julle dan by die goedertierenheid van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Dink aan Hebreërs 12 vers 28. Aangesien ons so 'n koninkryk deelagtig geword het, laat ons dankbaar wees en so God welbehaaglik dien met eerbied en met vrees. Dink 'n oomblik saam met my aan Efesiërs 5 vers 10 en 11. Beproef wat die Here welbehaaglik is. En hou geen gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit. Dink saam met my na Kolossense 1 vers 10, sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel, om hom in alles te behaag, en julle in elke goeie werk vrug mag dra, en in die kennis van God mag groei. Want geliefdes, die woord van die Here is baie besonderlik in Galasiërs 6 vers 7 en 8. Moenie dat iemand julle om die bos lei nie. Dit wat 'n mens saai, sal hy maai. God laat hom nie bespot nie. Hy wat in die vlees saai, sal uit die vlees verderf maai. Hy wat in die gees saai, sal uit die gees die ewige lewe maai. Romeine 8 vers 6 en baie van die skrifgedeelte in Romeine 8, die vlees kan God nie behaag nie. Hy wat in die vlees lewe, sal sterwe, maar hy wat in die gees die werke van die vlees doodmaak, sal lewe. 1 Petrus 2 vers 11, dat die vleeslike begeertes met julle van afstand doen, wat stryd voer teen julle siele. Romeine 13 vers 14, beklee julle met die Here Jesus Christus, en maak geen voorsorg vir die begeerlikheid van die vlees om daarin te volbring nie. Nou nadat hy hierdie woord gesê het, doen goed aan u knegt, sodat ek kan lewe. Dan sal ek u gebooie onderhou. Kom hy weer met 'n pleidooi in die 18de vers, en hierdie pleidooi klink so: open my oë, dat ek kan sien die wonders uit u wet. Wanneer die psalmis dan kom sê, open my oë, dan kyk hy na die wet van God, kyk na die insettinge van die Here wat hy gesê het hy sal bewaar, en besef hy sy eie kleinheid, diepe afhanklikheid en onvermoë om hierdie Christelike lewe suksesvol te kan lewe. Open my oë, Here, dat ek kan sien.
Geliefdes, kom ons sê dit vir mekaar. Dit is alleen as die Heilige Gees jou oë geopen het, dis alleen as die Heilige Gees vir jou insig gegee het in die woord van God, dat jy enigstens God sal kan behaag. Dit is ook die gebed wat die apostel Paulus dan bid vir die Efesiërs, in Efesiërs 1 vers 18, dat u vir hulle verligte oë van die verstand sal gee, sodat hulle kan besef wat hulle in u het, die rykdom van die heerlikheid wat God vir ons in gedagte het. As 'n mens dink aan wat ek was, as ek dink aan wat ek in my natuurlike toestand is, dan moet ons net weer oplet as hy sê, Here, open my oë, dat ek kan sien. Die Bybel sê, julle wat dood was in die misdade en sondes. Dit was my natuurlike toestand. Die 12de vers van Efesiërs 2 sê, julle was in hierdie tyd sonder God, sonder hoop in hierdie wêreld. Ons was almal op 'n dwaalweg. 1 Korintiërs die 2de hoofstuk, miskien moet ek dit vir u lees. 1 Korintiërs 2 en wel daar by die 14de vers stel dit so. Hy sê, maar die natuurlike mens neem die dinge van die gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel is. Daarom kom die psalmis en sê, Here, open my oë. Ag geliefdes, 'n mens besef nie jou eie verlorenheid nie. Ek kan in my eie persoonlike lewe vir u sê, dat voordat ek die Here Jesus Christus as my persoonlike saligmaker ontmoet het, het ek gereken dat my lewe God welbehaaglik is. Ek het 'n mooi lewe geleef, ek het 'n voorbeeldige lewe geleef, totdat iemand my eendag gekonfronteer het met hierdie woorde, dat as jy vandag sterwe, is jy seker dat jy hemel toe sal gaan. Ek het onomwonde geantwoord ja, en dan het ek gesê, hoekom ek dit reken? Ek het 'n mooi lewe, ek lewe 'n voorbeeldige lewe, ek is betrokke by die CSV of die KJV van daardie tyd, en hy het my getoon het wat die Bybel sê. Almal is sondaars, en dit ontbreek ons almal aan die heerlikheid van God. Daardie middag het God my oë oopgemaak, om die eerste keer in my lewe te besef dat ek 'n sondaar is. Here, open my oë, dat ek kan sien, dat ek my eie toestand kan sien. Daar is miljoene mense vandag in die kerk, wat die Here Jesus Christus nie ken as saligmaker nie. Ag, die skrywer Paulus het dit vir ons baie besonderlik gesê, in sy tyd, wie het die Here Jesus Christus gekruisig? Die kerk. Wie het hom na die kruis toe gedrywe? Die skrifgeleerdes en die fariseërs en die owerstes, die sogenaamde kerkmense, het nie gesien wie hy is nie. Hulle was verblind om te sien dat hy die Messias is. Ja, die apostel Paulus homself het die kerk van die Here ewig vervolg. Het toegelaat dat Stefanus en menige ander om die lewe gebring word. En dan sê hy, ek het hulle uitgedelg omdat ek gedink het dat ek aan God goed doen, dat ek hierdie sekte moet uitwis wat in Jesus Christus glo. Tot daar op die Damaskuspad, toe God met 'n lig uit die hemel hom omstraal en sê, Saulus, Saulus, dis hard vir jou om te skop teen die prikkels van God. Sy antwoord was, wie is u, Here, wat met my praat? Dan kry hy die antwoord, ek is Jesus, wat jy nie ken nie. Paulus' totale lewe word getransformeer, en vir die eerste keer sien hy sy verlore toestand. Geliefdes, as die Heilige Gees nie my oë oopmaak nie, as die Heilige Gees nie my verstand verlig nie, dan bly ek in 'n verlore toestand. En kom ek sê weer vir u, Efesiërs 2 vers 12 sê, sonder God, sonder hoop in hierdie wêreld. Ek stuur op 'n ewigheid af wat sonder God is. Ek stuur op 'n verlorenheid af wat vir ewig gaan voortduur. Daarom is dit van kardinale belang. Nie alleen wat jou redding aanbetref,
dat die Heilige Gees jou oë moet oopmaak nie, maar ook wat jou voortdurende wandel met God aanbetref. Dit moet die gebed van elke kind van die Here wees, elke dag van sy lewe. Here, open my oë dat ek kan ontdek. Open my oë dat ek u woord beter kan verstaan. Open my oë dat ek kan insien en dat ek die verborgenhede van God kan ontdek. Die wonders wat God vir sy kinders het. Geliefdes, ek sê weer vir u, die Bybel beteken vir u en my niks as die Heilige Gees dit nie aan ons lewend maak nie. Daarom moet ons as kindertjies van die Here elke keer as ons die Bybel oopmaak, 'n gebed in ons hart hê om te sê, Here, praat met my. Here, gee vir my die vermoë om te sien. Open my oë dat ek kan ontdek dat dit God is wat met my praat en dat die woord van die Here vir my 'n lewende woord sal wees wat elke keer my hart sal aanspreek. Dat ek elke keer in die woord van God nuwe waarhede, groter realiteite sal ontdek in my verhouding met God. Net die Heilige Gees kan dit vir jou en my doen. U sien die geliefdes, as die Heilige Gees dit nie waar maak nie, dan lees ek in u die Bybel. En ons lees dit, en ons maak dit toe, en ons het nie ingesien wat God met ons gepraat het nie. Ons het die daad gedoen van Bybel lees, maar ons het nie die stem van God gehoor nie. Daarom is dit van kardinale belang, dat ek en u tyd sal spandeer met die Bybel. Dat ons aandagtig die woord van God sal lees. Dat ons sal besef as ek die Bybel oopmaak, is dit die lewende God wat met my praat. En die Heilige Gees wil hierdie woord aan u en my kom verklaar. Ag, God seën net die persoon wat hom soek. God seën die persoon wat ywer om God se beste te ken. Psalm 25 vers 14 is so geweldige mooi vers. Die verborgenhede van die Here is vir die wat hom vrees. Aan hulle openbaar hy dinge wat ander mense nie sien nie, omdat hulle tyd met God spandeer. Levitikus die 10de hoofstuk vers 3 in die ouë vertaling sê, en die wat naby my is, sal ek my as die Heilige laat ken. Die wat my soek, die wat naby my is, sal my heiligheid ontdek. Dink aan Jesaja 40 vers 31. Hy wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hy vaar op met die vleuels van 'n arend. Hy hardloop en word nie moeg nie. Hy wandel en word nie mat nie. Dink aan 2 Korintiërs 3 vers 18. Terwyl ons met 'n onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, asof van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is. Verstaan jy die Psalme se woord? Open my oë dat ek kan sien. Open my oë dat ek kan ontdek, dat ek al hoe meer van die heerlikheid van God kan sien. Die wat hom soek, die sal hy seën. Hy sê dit mos in sy woord. Hy wat my soek met sy hele hart, aan hom sal ek myself openbaar. Hy wat klop, hy wat soek, vir hulle sal daar oopgemaak word en hulle sal vind. Dink aan die woord wat hy vir sy gemeente gee in Openbaringe 3 vers 20. Kyk, ek staan by die deur van jou hart en ek klop. As jy my stem hoor en die deur vir my oopmaak, sal ek inkom en met jou kom maaltyd hou en jy met my. Geliefdes, God wil jou en my seën. Ek wil weer vir Jesaja 30 vers 18 gee. Met ongeduld wag God daarop om ons te seën. En nou kom die apostel Paulus en hy sê in 2 Korintiërs 3 vers 1 hierdie woorde. En ek, broeders, kon met julle nie spreek soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslike, soos met klein kindertjies in Christus. Hoekom kon hy met hulle nie praat as geestelike mense nie? Hulle het traag geword om te hoor. Onthou u nog Hebreërs 5?
Vanweë die tyd moes julle almal al leermeesters gewees het. Maar julle het nog steeds nodig dat 'n mens julle moet voed met melkkossies, en dan gee die rede, omdat julle traag geword het om te hoor wat God sê. Daarom as die psalme sê, Here, open my oë dat ek kan sien, dan beteken dit, neem tyd. Daar is mos die lied wat ons sing. Neem tyd, o verloste, word heilig en rein. Bly dig by die heiland, die krag is so klein. En dan sê die versie verder, vertrou op sy sterkte, die Heer sal voorsien. Ek en u moet net die gewoonte leer, die dissipline toepas om op God te gaan wag. Geliefdes, God het nie witbroodjies nie. God seën die mens wat hom wil dien. God seën die mens wat afwagtend is op die stem van God om te hoor wat God sê. Hulle wat verlang om aan die openbaring van God te deel. Hulle wat verlang om geestelik te groei. God wil ons seën. Hy wag vir ons. Hy het vir ons die rykdom van sy woord gegee. Die Heilige Gees kan hierdie woord vir ons lewend maak, as ons net vir die Heilige Gees geleentheid sal gee om met ons te kan praat. Die Heilige Gees wil die woord van God aan ons verklaar. Al wat dit verg is 'n stukkie dissipline. Weet jy, geliefde, ek is verstom as ek kyk na die kerk. Dienste wat ek bywoon, waar die woord van God verkondig is, en dan sing mense 'n lied, en die oomblik as daar die lied gesing is, dan storm hulle uit die kerk uit, asof hulle nie by God was nie. Geliefdes, ek wil vir u uitdaag, as u na die woord van God geluister het, antwoord God net ten minste op sy woord. Word net 'n oomblik stil, en praat met God. Ek het in die voormalige gemeente wat ek was, het ek vir mense gevra na die woord van God, sit net vir 'n 30 sekondes of 'n minuut stil, en praat net met God terug oor wat hy vir jou gesê het. Antwoord God. Reageer net elke keer as jy sy woord gehoor het, om erkentenis te gee. God het met my gepraat, en ek erken sy stem wat met my gepraat het. Ons hoor God se stem, en daar is geen reaksie in ons harte nie. Psalme sê, Here, open my oë dat ek kan sien. Ek wil weer vir u sê, elke keer wat jy die woord van God open, elke keer wat jy na die woord van God gaan luister, maak dit jou gebed. Asseblief, Here, praat met my. Heilige Gees, openbaar aan my. Heilige Gees, onderrig my, leer my en verander my. Dat ek nie sal stagneer ooit in my geestelike verhouding met u nie, maar dat my vooruitgang in die Here duidelik sal wees vir mense om my. Dat die Heilige Gees my in die dieptes van God sal inlei. Onthou jy Johannes 16, waar die Here Jesus die Heilige Gees beloof het. Hy sal julle in die volle waarheid van God inlei. Hy sal alles wat myne is julle sin maak. Hy sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Al wat ek en u moet doen is luister na die stem van die Heilige Gees as hy met u en my praat. Geliefdes, geleerdheid gee nie insig nie. Net die Heilige Gees maak die woord van God oop. Ag, ek verstom my as ek na 'n professor luister en ek kan nie eers ontdek, professor in teologie, wat nog nie vir Jesus ontdek het nie. Wat die dwaase uitspraak kan maak, Jesus is maar soos alle ander. Hy's gelyk aan Mohammed en gelyk aan Boeddha en Hindu en al hierdie ander godsdienste. Jesus Christus is niks besonders nie. Doktersgrade, en jy kon nog nie ontdek wie is Jesus nie. Ag, ek dink aan 1 Johannes 2:22. Wie is die leienaar? Behalwe hy wat ontken dat Jesus die Christus is. Dit is die antichrist. Is dit nie 'n geweldige woord nie?
Jy het hierdie ongelooflike geleerdheid agter jou. En jy kan nog nie eens ontdek wie is Jesus nie, as die Heilige Gees nie jou hart oopmaak om te verstaan nie. As die Heilige Gees nie jou oë oopmaak om te sien nie, sal jy Jesus in der ewigheid nie vind nie. Op 'n stadium moes ek 'n taak doen aan my studies universiteit. Ek moes praat oor die Heilige Gees. En in my taak het ek melding gemaak daarvan, dat die Heilige Gees kan jy alleen ontvang, as jy Jesus Christus as saligmaker ken, dan kom woon die Gees van God in jou, want die Bybel sê, hy wat die Gees van God het, is kind van God. Wie die Gees van God nie het nie, is die kind van God nie. Die professor het 'n streep deur my taak getrek. Hy het nie eens vir my 'n punt gegee nie. Hy het net voorop geskrywe, jy's aanmatig en voorbarig. Jy dink jy's beter as ander mense. Die Mohammedan en die Hindoe is net so heilig soos jy. Die professor wat navraag doen en dit ontken, toe daar vir hom gevra is, wie is die duiwel? Toe sê die duiwel is soos die gate in die kaas. Die duiwel is soos Kersvader, dis 'n fiksiefiguur. Geliefdes, kan nie u insien die dwaasheid, want as daar nie 'n duiwel was nie, waarom het Jesus Christus aan die kruis gesterwe? As daar nie 'n duiwel is nie, was daar nie 'n sondeval nie. As daar nie 'n sondeval is nie, is die kruis oorbodig. Die een kaarthuis na die ander tuimel, as die Heilige Gees nie aan my openbaring gee en vir my toon wie ek is nie. Wat vir my die ergste is, hierdie professor wat sê daar is nie 'n duiwel nie, is juis deur die duiwel verlei. Hy is juis in duisternis om nie te kan sien nie. En net die Heilige Gees kan sy oë oopmaak. Verstaan u die woord van die psalmis? Here, open my oë dat ek kan sien. Ek dink aan Romeine, die eerste hoofstuk, en ek wil dit vir u lees. Daar by vers 21. Omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, hom nie as God of gedank het of verheerlikheid nie, maar hulle dwaas geword in die oorlegging van hulle onverstandige hart is verduister. Wat 'n woord. Hulle weet van God, maar hulle ken God nie en hulle is verduister in hulle domheid om God nie te sien nie. Wat sê Efesiërs die 4de hoofstuk vers 18 vir ons? Hoor wat sê hy? Mense wat verduister is in die verstand, vervreemd van die lewe van God, deur die onkunde wat in hulle is, vanweë die verharding van hulle hart. 2 Korintiërs, die 3de hoofstuk, laat my toe om dit vir u te lees, dan hoor u wat sê God se woord. 2 Korintiërs 3 en daar by die 14de vers, maak hierdie geweldige uitspraak vir u en my. Hy sê vir ons die volgende, maar hulle sin is verhard. Tot vandag toe bly die lering van die Ou Testament dieselfde bedekking, sonder dat dit opgelig word. Die bedekking word in Christus vernietig. Ja, tot vandag toe, wanneer Moses gelees word, lê daar 'n bedekking oor hulle aangesig. Maar wanneer hulle tot die Here bekeer is, word die bedekking weggeneem. Hierdie bekering kan net deur die Heilige Gees in u en my hart gewerk word. 4de hoofstuk vers 6 sê, want God gesê dat daar uit die duisternis lig moet skyn. Dit is hy wat in ons harte geskyn het, om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. As die Heilige Gees jou hart nie oopmaak nie, bly jy verduister. 1 Korintiërs 2 vers 10 maak hierdie uitspraak vir ons, as hy vir ons kom sê, aan wie, 2 Korintiërs 2, vers 10, maak vir u en my die uitspraak, dat net die Heilige Gees van God wat ons lewendig kan maak. Geliefde, jy en ek kan ons eie lewens nie verander nie. Jy en ek is nie in staat om insig te hê in God se woord as die Here dit nie vir ons gee nie. En die feit dat ek en jy ontdek het, is genade van God. Ek wil vir jou vandag vra, het jy ontdek of is jy dalk ook nog bedek?
Het die Heilige Gees jou oë oopgemaak om te sien? Daar's 'n radikale verskil tussen godsdienstig te wees en Jesus Christus as saligmaker te ken. Die godsdienstige sit Sondag na Sondag in die kerk, maar as hy vir Jesus Christus nie ontdek het nie, is hy verlore. Jesus sê dit tog self, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand sal na die Vader gaan as hy nie deur my gaan nie. Handelinge 4 vers 12. Daar is geen ander naam in die hemel wat God aan ons as mens gegee het, waardeur 'n mens gered kan word as deur die naam van Jesus Christus nie. Ek ken hom vanmôre omdat die Heilige Gees van God aan my openbaar het wie hy is. Jy kan binne in die kerk sit en verlore is. Ek het reeds vir u genoem, Paulus, daardie hooggeleerde, welvarende Christenmens. Lees in Filippense 3 sy geskiedenis. Lees sy pedigree. 'n Ongelooflike Christenmens, maar verlore, op 'n dwaalweg, besig om die kerk van die Here uit te moer. En daar is miljoene vandag wat in die kerk sit en reken dat hulle saligheid het, omdat hulle gedoop is, omdat hulle 'n mooi lewe lewe, omdat hulle gekatekiseer is, omdat hulle lidmate van 'n kerk is. Geliefdes, dit kan jou nie red nie. Die verlosser se naam is Jesus Christus. En as jy Jesus Christus mis jy die ewige lewe. Spreuke 16 vers 25 het 'n woord wat sê, daar is 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is weë van die dood. Here, open asseblief my oë, dat ek kan sien. Nie alleen wat my redding aanbetref nie, maar ook my geestelike groei, dat ek net sal vooruitgang in die Here en nuwe dieptes en hoër hoogtes in die Here sal bereik, omdat die Heilige Gees my lei in die volle grootheid van God. Ag, hy gebruik 'n woord, ek is 'n vreemdeling. En hierdie woord vreemdeling dui op 2 groepe mense. Die wat Jesus Christus nie ken nie, is vreemdelinge ten aansien van die evangelie. Hulle is vreemdelinge aan die koninkryk van God. Die reddende genade van God het nog nie aan hulle verskyn nie. Hulle is vreemdelinge aangaande die koninkryk van God, die hemele. Hulle is vervreemd van die lewe van God. Ek het wat vir u gelees. Hulle is sonder hoop, sonder God in hierdie wêreld. Hulle is sonder 'n ware verbond. Geliefdes, wat is die verbond? Waarin word die verbond van God bevestig? Hoor wat sê die Bybel. Daar in Galasiërs 3 het Paulus die Here relaas daaroor dat mense gereken het die besnydenis maak jou kind van God. Soos mense vandag reken, die doop maak jou kind van God. Maar dan maak hy 'n uitspraak in Galasiërs 3 vers 29. Dit is die nageslag van Abraham. Almal wat aan Christus behoort, is die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename. Die mens is dit nie van nature nie. Sal u weer saam met my luister? Romeine 5 vers 12 sê, deur die sonde van die een mens Adam, het ons almal sondaars geword en het die dood tot ons almal deurgedring, omdat ons almal gesondig het. Romeine 3:23, almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. 6 vers 23, die loon van die sonde is die dood. Efesiërs 2 vers 4, hulle was van nature kinders onder die toorn van God. Geliefdes, as God nie jou oë oopmaak nie, bly jy in duisternis. Daar in Kolossense, die eerste hoofstuk vers 21, kry ons hierdie woord wat ek ook met u wil deel. Hoor wat sê hy? Kolossense 1:21. Ook julle wat vroeër vervreemd was en vyhandig gesind deur die bose werke, het hy nou
versoen. Die eerste hoofstuk vers 13. Hy het ons verlos uit die mag van die duisternis en oorgebring in die koninkryk van die seun van sy liefde. 2 vers 13 sê hierdie woorde vir ons. Hy sê, en julle wat dood was deur die misdade en die onbesneedheid van julle vrees het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle al die misdade vergewe het. Daar is vreemdelinge ten aansien van die koninkryk van God. Maar wanneer die Heilige Gees aan jou die waarheid verkondig het, wanneer die woord van God vir jou oopgaan en jy sien jou verlore toestand, dan ontvang jy lewe. Die Here open jou oë. Die Here laat jou sien. Die Heilige Gees bring die waarheid na jou toe. Maar daar is die tweede groep vreemdelinge. Hulle wat Jesus Christus as saligmaker ken, is vreemdelinge in hierdie wêreld. Hulle is pelgrims op pad na hulle ewige woning. Hierdie is nie ons lewe nie, geliefde. Hierdie is ons deurgang na die lewe. Die ewige lewe wat op ons wag. Dit is die belofte wat God ons gegee het, naamlik die ewige lewe. Ek gee julle die ewige lewe en niemand sal julle ooit uit my hand uitruk nie. Daarom sê 1 Petrus 2 vers 11, dat julle lewe onder die heidene moet skoon hou. En dat julle as vreemdelinge, julle self moet onthou van die vreeslike begeertes wat stryd voer teen julle siel. Efesiërs die 2 hoofstuk vers 19 het ook so 'n mooi woord en ek wil dit vir u lees, dat u dit hoor. Vers 19 sê, soos julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God. Ons gaan net deur hierdie lewe na die ewige lewe. Daar in Hebreërs die 11de hoofstuk vers 13 is net so mooi woord. Daar waar hy oor die geloofshelde praat. Hoor wat sê. In die geloof het hulle almal gesterwe sonder om die beloftes te verkry. Maar hulle het dit uit die verte gesien en geglo en begroet en het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op aarde is. Ons is op pad na die ewige heerlikheid. 1 Petrus 1, wat vir ons hierdie woorde sê. Petrus, apostel van Jesus Christus, aan die vreemdelinge in die verstrooiing van Pontius. Die 17de vers sê vir ons die volgende woorde. En julle, as julle hom as Vader ken, aangeroep het, sonder die aanneming van die persoon oordeel volgens elkeen se werk, en dat julle op hierdie aarde wandel as vreemdelinge. Julle vreemdelingskap hier is hier op aarde. Julle is op pad hemel toe. Jesus het ons gesê, ek gaan vir julle plek te berei, as ek vir julle plek berei het, kom ek weer. Dan gaan ek julle kom haal, om saam met my te wees. Ag, kom ek en u, kyk net wat ons het. Hoor wat sê Efesiërs. Hy het ons geseën met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Hoor Filippense 4 vers 19. Hy het ons geseën na die rykdom van sy genade. Hoor 2 Korintiërs 1 vers 20. Elke belofte van God is vir ons ja en amen in Christus Jesus. Sal jy dan sê, Here, open my oë, dat ek kan sien. Ag Here, ek het 'n diep verlange om meer en meer en meer van u te leer. Lei my in u volheid, lei my in u waarheid. Geef vir my meer en meer openbaring. Betoon die dieptes van God aan my. Ek wil nie stagneer nie, ek wil geestelik groei. Maak dit jou gebed. Ek maak dit my gebed. Elke keer wat jy die Bybel oopmaak, open my oë om te sien. En reageer dan op dit wat jy gesien het. Praat met God oor wat hy vir jou gesê het. En jy sal vooruitgang in die Here hê, en die rykdom van die heerlikheid van God sal oor jou skyn. Geliefde, neem erns met God en sy woord. Maak my oë oop dat ek kan sien. Ek is 'n vreemdeling hier, Here.
ek is op pad na ewigheid, dat ek dan voor u sal staan onberispelijk opreg, kind van God, en ek u met 'n onbeskaamde gesig sal ontmoet, want ek het u verwag. Mag die Here vir u so ryklik seën. Mag hy homself aan jou milddadig betoon. Mag ek en jy die heerlikheid van God belewe, en mag ons vooruitgang in die Here fenomenaal wees. Ek bid vir jou. Mag die Here vir jou ryklik seën, totdat ons weer saam met mekaar kuier. Goeiedag vir u, en ek bid u die Here se seën toe.